Ag Vader, ons kom in hierdie oggend met oop harte, gewillige ore, Vader, en 'n groot afwagting. Heilige Gees, ons nooi U vanoggend om te kom werk onder ons, dat U met ons sal praat, net soos U kan, Vader. Here, ek wil U dank vanoggend, dat vanoggend nie oor my gaan, of oor iets wat ek moet doen nie. Maar Vader, dat dit gaan oor U en U Gees, wat die prediker gaan wees en wat die werk gaan doen, en ons is bloot net werkstukke in U hand, Vader. Here, U is heilig, U is goed, en U is ons God. Ons loof en ons prys U wonderlike naam, in die naam van Jesus. Amen. Julle kan maar sit, baie dankie. Goeiemôre. Dit is so groot voorreg om vanoggend hierso saam met julle te kan wees en die kans te kry om die woord te kan bedien hier aan die einde van November maand, en dit voel vir my eintlik bietjie crazy om dit te sê in November. Maar ek wil net begin en vir julle om verskoning vra as ek dalk heel moontlik in vanoggend 2 keer gaan snyf. Ek weet nie of wie van julle ook is wat daai kiem gevang het nie, maar ek het die week so 'n bietjie gesukkel, maar dankie Vader, ek is reg vir oggend en ek het 'n stem en ons is hierso. En ons kan aangaan, en soos ek gesê het, is dit November maand, en dit breek my brein so bietjie, en hier waar ek van die bo af kan staan, kan ek 'n paar opgewonde gesigte sien, en ek weet nie of dit is omdat julle opgewonde omdat dit amper payday is nie, en of dit net julle is wat julle self probeer wakker hou hierdie tyd van die jaar, om groot oë hier te sit, maar ek weet ook hier's 'n paar van ons, soos my vrou wat nou nie hier is nie, wat opgewonde is oor Black Friday wat op pad is, en alhoewel dit glad nie vir my sin maak nie, is dit iets wat rondom ons kan gebeur, en ek weet dit, ek staan eintlik maar net stom as ek sien hoeveel geld mense spandeer op goed wat hulle nie eintlik regtig nodig het nie. Maar dit volgens my net, en dit is net omdat dit 'n special is. Nou dis nie volgens my regtig baie goeie rentmeterskap nie, as mens dit doen nie, maar dis 'n lang gesprek en 'n preek op sy eie wat ons eendag kan hê. Maar ek wil jy gou so vinnig saam met my mall toe vat. Ek en Marigen stap nou die dag so 'n bietjie deur die mall, en ons doen dit ongelukkig nie baie nie. Want dit is my favourite ding om op 'n Vrydagmiddag deur die mall te stap van winkel tot winkel en te hoor wat ons nog nodig het. Ek is baie sarkasties. Asseblief moenie vir Marigen sê nie, ek spot nou so 'n bietjie daaroor, maar ek wil hoor of jy dalk ook dieselfde gevoel beleef het wat ek 'n Vrydag omtrent so 2 weke terug beleef het. Daar's 'n paar winkels in Tygervallei wat baie mooi goed het. Dis baie mooi, dis goeie kwaliteit, en soms loop ek so 'n bietjie in die winkel rond, net so 'n bietjie te droom en te voel en te kyk en te sien, en ek verbeel so hoe dit sal wees om dit in my lewe te hê, of deel van my lewe te hê, as ek een van die produkte moet koop wat hulle dan nou op die ou end so het. En ek droom elke keer net lekker, en ek imagine dit net so mooi, tot ek dit optel, en agterkyk en die prys sien. En dan gebeur daar iets bitter vinnig. Die prys gluur so na my, en dit veroorsaak dat die droom verander in 'n gevoel, wat ek binne in 'n blitsige oomblik moet oorweeg, of is hierdie droom, of hierdie gevoel wat ek nou net beleef het, die moeite werd vir daai prys wat daar agter op daai ding staan. Maar, binne sekondes besef ek dat dit huidiglik op hierdie punt van my lewe nie is nie. En dan stap ek uit die winkel uit, ek sit eers die item neer, en ek stap dan uit die winkel uit, en dan probeer ek baie hard om te maak, asof dit nie my so bietjie pla in daai oomblik nie, maar diep binne my besef ek, dat op daai oomblik was die prys vir my te groot. Hulle vra te veel vir dit wat ek wil hê, en wat ek bereid is om te betaal, en die prys is net te groot. Ken jy daai gevoel? Ek dink ons almal ken dit. Of dit nou 'n bakkie is, en of dit nou 'n handsak is, en of dit nou 'n paar naai skoene is waarna ek gekyk het, partykeer is nog goed wat net te veel is vir nou. Nou ons gaan vandag gesels oor iemand wat juis daardie gevoel gehad het. Nie iemand in Tygervallei nie. Ons gaan gesels oor iemand wat nie na 'n paar skoene of na 'n nuwe baadjie gekyk het nie, maar ons gaan kyk na iemand se storie wat besef het, hoor jy, die prys is te groot, en hoe hy daaroor op die ou end gevoel het. Ons gaan sommer begin om saam te lees. As jy jou Bybel gebring het, kan jy dit oopmaak by Matteus 19. Ons gaan lees vanaf vers 16 tot 25. Dit gaan op die bord ook wees. Dankie François. Matteus 19 vers 16 tot 25.
Iemand het na Jesus toe gekom met die vraag: Leermeester, watter goeie ding moet ek doen om die ewige lewe te ontvang? Hy het vir hom gesê: waarom vra jy my uit oor wat goed is? Net God is werklik goed. Nou daar is klaar vir my 'n amazing reaksie wat Jesus doen in daai oomblik. Jesus wat sonder sonde is, wat die uitbeelding van goed is, gaan en hy kies daar al klaar om eer aan sy Vader te gee. En hy sê, hoekom vra jy vir my oor wat goed is? Net God is goed. Ons lees verder, maar om jou vraag te beantwoord, jy kan die ewige lewe verkry deur die gebooie te onderhou. En hy vra vir Jesus, watter gebooie? Jesus het geantwoord, jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie ontrou wees in jou huwelik nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie onwaar getuienis aflê nie. Respekteer jou pa en jou ma. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek het al hierdie gebooie nagekom, antwoord die jongman. Wat moet ek nog doen? Daai is 'n belangrike sin vir vandag se boodskap. Wat moet ek nog doen? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan en word my disipel. Toe die jongman dit hoor, het hy geskok weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe het Jesus vir sy disippels gesê, ek verseker julle, dit is bitter moeilik vir 'n ryke om in God se koninkryk in te gaan. Ek wil dit beklemtoon. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die naald se oog te gaan, as wat dit is vir 'n ryke om in God se koninkryk in te gaan. Toe hulle dit hoor, was die disippels totaal verbuisterend. As dit so is, wie kan hoegenaamd verlos word? Het hulle gevra. Nou die opskrif van hierdie gedeelte, as ek julle moet vra, soos wat ons by Polslag by ons tieners doen, so vir 'n bietjie vrae en antwoorde, as jy dan sou jy gesê, die opskrif van hierdie gedeelte, is die gesprek wat Jesus gehad het met die ryk jong man, of die jong heerser. En hierso, ons gaan nie vandag in hierdie gedeelte net juis oor geld praat nie, maar as die Heilige Gees het op jou hart gedruk het, dat jy vanoggend alles moet weggee, dan sal ek nou reël dat ons weer offergawe opneem, en dan kan jy dit dan doen. Maar ons gaan praat oor hierdie bekende verhaal, hierdie storie van 'n ryk jong man, 'n ryk jong heerser, wat gekom het, en hy kom na Jesus toe. En as ons die gedeelte mooi lees en dit oorweeg oor wat dit sê, dan leer ons iets oor die jong man, wat belangrik is vir hierdie storie wat ons vandag nog gaan kyk. Dat hy was op 2 maniere ryk gewees. Die eerste een was, hy het groot morele of intellektuele rykdom gehad. Hy kon maklik gepraat het, hy het selfvertroue gehad, hy was slim gewees, hy het 'n goeie karakter gehad, hy was 'n goeie mens. En dan ook, hy het groot materiële rykdom gehad. So die van julle wat nie dit verstaan nie, hy het baie geld gehad, hy het besittings gehad, hy het eiendom gehad, hy het klomp goed gehad, bates. By die eerste een, groot morele en karakterrykdom. Hy was 'n ordentlike mens. Hy was 'n persoon wat gekenmerk was deur sy morele uitnemendheid, deur die besluite wat hy gemaak het, die standaard wat hy vir homself daar gestel het en die voorbeeld wat hy gestel het. Hy kon die 10 gebooie soms so uit sy kop uit opsê. Hy het dit geken en hy het dit vir Jesus genoem. Nie net dit nie, hy kon soos 'n goeie checklysie gegaan het en gesê het, ja, ek doen daai een, ja, ek doen daai een, ja, ek doen daai een, ja, ek doen daai een. Ons kan aanvaar dat hy die waarheid praat, want as iemand in daai tyd hom geken het, dan sou hulle hom geondersteun het en gesê het, ja, maar hierdie man word gekenmerk deur sy morele uitnemendheid. Hy word geken deur wie hy is. Hy is seksueel rein, hy's 'n liefdevolle seun, hy's 'n goeie burger, hy's 'n man van integriteit en hy is ook eerlik. So ons aanvaar dit wat hy gesê het is waar. En hier is goeie voorbeelde dalk onder ons wat ook so 'n leefstyl het waarna ons ook streef om so te leef. Maar dan word ons ook verder vertel dat hy baie ryk was, hy het baie besittings gehad. Ek meen dis immers die opskrif van die gedeelte hier in die woord. Nou daai tyd, net soos nou, is daar die idee dat hierdie 2 goed nou saam behoort. Dat goeie dade maak jou 'n goeie mens. En as jy goed doen, dan sal dit met jou goed gaan. En as jy baie goed het, dan moet dit beteken dat jy baie goed gedoen het. En dit loop so 'n bietjie hand aan hand saam en ons maak 'n koneksie daarmee, maar dit is 'n verkeerde persepsie wat ons het. As ons dan 'n redelike goeie persoon is, dan sal God jou beloon.
dit is die verkeerde persepsie wat ons op jou end het. Of soos in die geval van Job en sy vriende wat na hom toe gekom het, en wat het hulle vir hom gesê? Jy moes iets verkeerd gedoen het toe jy 'n kind was of toe jy jonger was, dis die rede hoekom jy nou deur al hierdie moeilike goed gaan. So die inverse van daarvan is ook dan natuurlik volgens ons persepsie wat verkeerd is waar. Nou om terug te kom by ons storie. Wanneer hy Jesus nader, lyk hy vir my soos die ideale godsdienstige persoon wat enige godsdienstige leier wil hê. Enige pastoor, enige dominee, enige kerkleier sal graag wil hê, hoorie maar, hierdie ou hy kan saam met my die pad stap. Hy kan langs my kom staan, hy leef dit wat mens moet leef. Nie net is hy in alle opsigte 'n smart ou en uitgesorteer nie, maar 'n baie belangrike punt is dat hy is bereid om te besef dat, hoorie maar, daar's ietsie kort. Ek ontbreek iets. Ek het al hierdie wat van my gaan, hierdie lang lysie wat ek kan sien wat ek het, maar ek kort iets kort. As ons vir hom net op die oog af kyk, dan lyk dit of hy op 'n goeie plek is. Maar hy kom en hy erken en hy sê vir Jesus, ek mis nog iets. Hy is nederig genoeg om die behoefte te herken en hy vra 'n geldige vraag vir Jesus. Hy kom en hy vra, wat kort ek nog? Wat is dit wat ek nog kort? Daar is steeds iets geestelik in my lewe wat kort. Wat is dit wat ek kort? En ek het voor die tyd toe ons as span hier praat, toe sê ek vir hulle, ek voel eintlik of Jesus hom amper so 'n bietjie geboelie het met sy antwoord wat hy vir hom gegee het. Dis 'n rowwe, dis 'n skokkende antwoord en 'n baie sterk antwoord wat Jesus vir hom gee. En dit voel amper vir ons, onthou ons persepsie van as jy goed doen dan moet jy beloon word, asof Jesus hom anders gaan hanteer. Maar Jesus spreek iets aan wat ons nie op die eerste oogopslag kan raak sien nie. Hy stuur hom weg en wys vir hom dat hy eintlik buite die koninkryk van God staan. En toe, wat gebeur daarna? Toe Jesus se disippels, wat vissermanne en rowwe ouens en van verskillende plekke uit die wêreld uitkom, of verskillende walks of life en lewens uitkom, sien hulle dit en hulle is verstom en hulle sê, hoorie maar as hierdie ou nie kwalifiseer nie, wie op dese aarde gaan dan kwalifiseer, wat is daai kriteria daarom nou ook om goed genoeg te wees? En hier binne lê ons eerste lesie, of ietsie om so 'n bietjie oor na te dink, oor ons geloof in Christus en ook ons verhouding met hom, dat dalk is dit net totaal en al iets heeltemal anders as wat ons natuurlike verstand kan uitdink of bedink of probeer verstaan. En wat ons dalk dan so 'n bietjie gaan tref vanoggend, en wat ek wil hê jy moet sensitief wees vir die stem van die Heilige Gees, is dat ons gaan dalk besef vanoggend dat ek en jy dalk heel moontlik in dieselfde bootjie kan wees. Want hierdie boodskap het my geboelie. En ons besef dat ons kan dalk heel moontlik in dieselfde bootjie wees. Ek bedoel nie boelie op 'n lelike sin nie. Selfs die van ons wat dit nou reg kry om ons lewe op 'n manier so bymekaar te hou, ons hou klomp balle in die lug, ons is moreel op die smal weg, ons het selfdissipline, ons het selfbeheersing, finansiëel is ons uitgesorteer, ons loopbaan ons mooi op koers. Al hierdie goeders is mooi op plek, maar van ons sal nog steeds by daai plek kom waar ons bereid is om te erken dat ons sê, maar ek kort nog iets. Ek kort nog iets. Is dit al? Daar moet nog iets wees. Daar kort nog iets. Uit hierdie gedeelte is dit vir ons so duidelik om te besef dat ons kan al hierdie goeders hê, maar ons kan steeds deur Jesus weggestuur word. En dis juist daai ding waarvoor ons moet pas op vanoggend. En dis waaroor ons gaan gesels en mooi luister hoe die Heilige Gees met ons praat vanoggend. Dat ons nie ook bedroef weggestuur word nie. Hoekom het hy geloop? Hoekom was hy hartseer? In die Bybel staan daar, hy was geskok. 'n Ander vertaling sê hy was bedroef. Nou dis altyd vir my mooi om te gaan kyk wat het die oorspronklike ou geskryf toe hy dit geskryf het. Ek gaan hierdie glad nie reg uitspreek nie, maar in Grieks is dit lipumenos. Die betekenis daarvan is innerlik gebreek. Innerlik gebreek stap hy weg van Jesus af. Wat is dit wat Jesus van hom vra, wat hom so hartseer laat weggaan? En selfs miskien vir ons vandag gaan laat besef en wonder dat wat ons in ons lewe kort. Ek gaan vinnig met jou 4 punte bespreek, net 4, oor hoekom hy
bedroef weggegaan het en hoekom hy daardie reaksie gehad het na die gesprek wat hy met Jesus op die ou eind gehad het. En ons moet let of ons nie dalk in die gevaar is om op dieselfde manier weggestuur te word van Jesus af nie. Die eerste rede is hy het geskok weggegaan omdat hy met die werklike Jesus gepraat het. Die eerste rede hy het met die werklike Jesus te doen gehad en hy het die werklike boodskap van Jesus gehoor. Wanneer jy met die regte Jesus te doen kry, dan gaan jy altyd geskok wees. Wanneer jy sy werklike boodskap teekom, dan gaan jy altyd ontstel word. Jy word altyd ontwrig. Dit veroorsaak ongemak. In die werklikheid sal ons eintlik so ver gaan en vir mekaar sê, hoorie, maar dit is eintlik daar en dit is eintlik hoe 'n mens geestelik groei. Daai ongemaklikheid. Wanneer jy die werklike evangelie boodskap ontdek, dan vind jy twee goed wat jou kan skok en twee goed wat jou kan uitdaag. Dit vra meer as wat jy gedink het. Maar dit bied soveel meer as wat jy gedink het. Dit is wat beteken om met die werklike Jesus te doen te kry en met die werklike boodskap van Jesus te doen te kry. Om daai twee waarhede te ontdek van dit vra meer as wat ons verwag en dit bied meer as wat ons gedink het. Dan daarop kan jy net op twee maniere reageer. Die een is jy kan jouself of neerbuig in verwondering en jouself aan hom oorgee, of jy kan weggaan en aanstoot neem en bedroef wees aan die binnekant. Maar as jy dalk die tweede opsie gedoen het en al weggegaan het en liewers weg van hom af gegaan het, dan is daar nog steeds hoop. Want jy kan ten minste en jou waarskynlik gaan jy na die tyd gaan en jy gaan daar gaan dink en jy gaan dalk terugkom later, want die een ding wat onmoontlik is om die werklike Jesus te ontmoet en te beleef en om onverskillig of dieselfde te bly. As jy hom ontmoet of hom encounter, verander dit alles. Nou om het makliker te maak, as jy Christendom snaaks vind, as jy dink dis 'n grap, as jy dink dis irrelevant vir 2025 vir die moderne tyd waarin ons leef, of dat dit net vir jou 'n veilige plek is waar jy soms net bietjie kan gaan skuil en lekker warm bietjie aan die binnekant voel, of as dit net vir jou skuldgevoelens en angs veroorsaak, dan het jy dalk nie die werklike Jesus al ontmoet, of nie die werklike boodskap van Jesus begryp en verstaan nie. Want 'n ontmoeting met die werklike Jesus gaan jou beslis ontwrig. Dit gaan jou lewe totaal en al ontwrig. Dit is die eerste rede hoekom hy ontsteld was. Die tweede rede waarom hy geskok was, is dat Jesus het twee van sy basiese aannames oor hoe godsdiens werk totaal en al verbreek. Hy het dit verpletter. Hy het sy godsdienstige idees gevat en hy het dit vernuweer. Die godsdienstige aannames wat hy op die ou eind in hom gehad het, was algemeen in daai tyd, maar ek dink dit is nog steeds algemeen nou nog steeds vandag nog. Hy besef dat hy kort iets en hy het geloofsekerheid nodig wat belangrik is. Hy is onseker oor sy verhouding met God en dat hy innerlike vrede mis. En dan kom hy en dan vra hy, Here, Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Maar die manier waarop hy dit benader, is gebaseer op twee aannames. Terwyl dit dalk baie nice en opreg lyk, is dit nie. Hy neem twee goed aan. Die eerste een is dat Christendom is iets wat jy kan byvoeg, wat jy kan bysit by jou lewe. En die tweede een is dat Christendom is, of 'n verhouding met Jesus, is net iets wat jy doen. So die eerste een is, hy neem aan dat Christendom is iets wat jy kan byvoeg, wat jy kan add tot jou lewe. En die tweede een is dat Christendom iets is wat jy moet doen. Hy het gedink dis iets soos wat jy jou lewe kan opvul of afrond. Dis soos toe ek op skool koor gesing het. Enige koorsingers onder ons wat koor gesing het? Wat weet, julle het na die koor van Bellville al geluister. Hier sit my koormense hier voor. Ons het daar gestaan, jy die tenore, die basse, die soprane, almal, en ons het gesing. Hiervoor staan die dirigent en sy lyk nie happy nie. Sy soek iets, sy kort iets, daar's iets missing. En sy maak 'n verandering, stel ietsie, ek weet nie, sit 'n noot anders, skuif paar mense rond, gee vir iets anders om te sin, sit 'n stem by en luister weer, daar werk dit.
So asof jy dit net kan bysit. En dis so wat hierdie jong man met hierdie aanname na Jesus toe kom en hy sê, hoor hierso, ek het 'n goeie lewe. Al wat ek wil doen is ek wil dit net 'n bietjie afrond. Ek wil net daai een ding nog kry wat ek nodig het, daai een veer wat ek nog net in my hoed moet sit. Ek's 'n goeie mens. My karakter is goed, my werk vorder mooi. Ek doen goed met alles wat ek het. Ek moet net iets bysit. So hy kom na Jesus toe en hy vra hoorie, maar wat kort ek nog? Dis asof hy vir Jesus vra hoorie, maar ja, wat kan ek byvoeg? En Jesus antwoord hom reguit. En hy sê vir hom, Christendom is nie iets wat jy byvoeg nie. Om my te volg is meer soos 'n ontploffing, wat alles wat jy het, al jou idees wat jy het, wie jy is, vernietig om plek te maak vir iets heeltemal niets. Dis nie 'n byvoeging nie, maar is om heeltemal van voor af te begin. Kan julle onthou vir wie het Jesus dit nog in die Bybel gesê? Nikodemus, wat 'n leier, wat 'n fariseer, wat 'n leier in daai tyd was, kom na Jesus toe in die nag en hy vra vir hom presies dieselfde vraag. Hy sê, "U is die groot leermeester en ek is 'n leier in Israel, maar ek kort iets." Wat kort ek? Wat doen Jesus? Boom! 'n Ontploffing. Hy sê, hy breek sy totale persepsie van die wet, van die reëls, van wat hulle moet doen, totaal en al uitmekaar het. Hy sê, jy moet weer gebore word. Alles moet oorgedoen word. Alles moet stikkend gebreek word. Jesus hanteer dit dieselfde. En sy boodskap bly dieselfde. So daai was sy eerste aanname, dat hy net ietsie kan byvoeg. En Jesus sê, dit werk nie so nie. Die tweede aanname is dat wat hy doen is, hy sê, hoorie maar, Christendom of my verhouding met Jesus is iets wat ek moet doen. Hy sê, hoorie maar, watter goeie ding moet ek doen? Jesus sê vir hom, ek wil hê jy moet besef en ek wil hê jy moet weet dat om by God uit te kom, nie 'n saak is van goed doen nie. Hy sê vir die man, vat al jou rykdom, vat jou geld, vat alles, gaan verkoop dit en gaan gee al die geld aan die armes en volg my. Wat vir my daar baie interessant is, Jesus het nie net vir hom gesê, hoorie, vat jou besittings en gaan gee dit weg nie. Jesus sê, gaan verkoop dit eers. Gaan kry al daai geld eers bymekaar. Sien hoeveel dit regtig is. Gee dit dan alles weg en dan kom jy terug en dan volg jy my. Die antwoord wat Jesus vir hom gee is eintlik so briljant as ons net bietjie meer daaroor gaan dink. So die ryk jong man kom na Jesus en hy sê vir hom, ja, ek hou by al die gebooie vandat ek 'n kind is, hou ek alles. Jesus kom en hy sê vir hom, okay, kom ons begin by die heel eerste een. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou krag en jou verstand. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jesus sê vir hom, okay, is reg, kom ons toets dit. Kom ons toets dit. Ek wil hê jy moet al jou geld weggee, van al jou besittings ontslaa raak, net omdat ek, Jesus Christus, dit van jou vra. Ek wat die Here is, sê dit vir jou. En hy toets dit. En wat het op die ouend gebeur? Jesus wys vir hom, dat as God regtig eerste is in jou lewe, dan is alles anders niks in vergelyking met hom nie. Niks kan met hom vergelyk nie. Niks vergelyk met sy hart en sy hart vir jou nie. Niks nie. Jesus sê eintlik vir hom, hoorie my vriend, niemand het vir God lief met hulle hele hart, hulle hele siel, krag en verstand nie. Niemand het regtig hulle naaste so lief soos homself nie. Ek kan amper hoor dat Jesus eintlik vir hom wil sê, hoor hierso, die rede hoekom jy na my toe kom, is eintlik dat jy op een of ander plek in jou lewe diep binne besef, dat jy is op een of ander manier nie goed genoeg nie. Maar dis okay, want niemand is goed genoeg nie, en niemand sal ooit goed genoeg wees nie. Dis gewoonlik mos net op begrafnisse wanneer jy hoor hoe goed en perfek iemand regtig was. Maar as ons naby genoeg na enige hart gaan kyk, van die mooiste, wat jy dink die mooiste hart het, dan sal jy sien, dit is vol defekte. Daar's issuetjies hier en daar, en hierdie ryk jong man het dit geweet. Jy dink dat Christendom of Christendom is iets wat jy kan bysit? Nee, dis 'n revolusie
van wie jy is, wat alles verander. Jy dink dat Christendom is iets wat jy doen, of jou verhouding met Jesus is iets wat jy doen. Dis iets wat jy ontvang. Oral waar ons kyk rondom ons, sien ons gebrokenheid, ons sien oorloë, ons sien hongersnood, ons sien die hoeveelheid wreedheid en hartseer, wat ek die laaste tyd net op sosiale media sien, van goed wat in die wêreld rondom gebeur, ontstel my so. Ons voel dit en ons sien dit in die wêreld rondom ons, en ook net so in ons eie lewens. Dan word ek hoorie, maar hoe dit so geword? Hoe het ons by hierdie plek op die einde uitgekom? Elke ander godsdiens of filosofie of enige gesonde verstand deel die mensdom vinnig in twee plekke op. Hy sê hoorie, maar okay, hierbo is die goeies en hieronder is die slegtes. Hierbo is die moreeles en hieronder is die immoreeles. Hier is die vriendelikes, hier is die onvriendelikes. Hier is die godsdienstiges en hier is die ongelowiges. Asof daar 'n horisontale lyn is wat ons mekaar, hier is die links, hier is die regs. Hoe ons mekaar almal heeltyd skei. Maar Jesus kom en hy sê, hoorie maar, hierdie is nie eintlik 'n horisontale lyn nie. Dis 'n vertikale lyn. Hy kom en hy sê, hoorie, ek wil hê julle moet weet dat ons twee maniere wat jy kan by God uitkom. Die eerste een is, jy kan in al jou, of jy nou ongeskik is of jy nou vriendelik is, maak nie saak wie jy is nie, jy kan probeer en jy kan op jou eie pogings gaan en jy kan jou bes doen om so goed as moontlik te probeer wees. Of jy kan kom, maak nie saak hoe goed jy dink jy is, hoe sleg jy dink jy is, hoe goed jy al gedoen het, hoe sleg jy al gedoen het, wie jy dink jy is, wie jy graag wil wees, maak nie saak wat nie, en jy kan na hom toe kom, en jy kan besef, dat het gaan nie daaroor nie. Dat het gaan nie op grond van ons pogings nie, maar het gaan as gevolg van Jesus se pogings, en dit wat hy vir ons gedoen het. So, hier kom hierdie jong man, terug na ons storie toe, hy sê, hoorie, maar ek is goed, ek is relatief 'n nice mens, in vergelyking met ander mense, is ek 'n decent persoon, ek is goed van karakter. Maar, sy leer oor goedheid en hoe hy dink oor goedheid is verkeerd. Daarom gaan hy bedroef weg. Hy is innerlik gebreek. Jesus het sy aannames wat hy gehad het, totaal en al verpletter. Aannames wat amper almal deel. Die derde rede, wat ek nou met ons gaan bespreek, net, ons het oor die eerste een gepraat, dat hy het met die regte Jesus gepraat. Die tweede een is, Jesus het sy godsdienstige aannames totaal en al gebreek en vernietig. En dan die derde een is, wat my so amazing is Jesus het persoonlik geraak. Jesus het geweier om net by teorie of akademiese formules of iets te, hy het nie teorie met hom gepraat nie. Hierdie jong man glo in wese dat sy probleem eintlik so bietjie 'n akademiese probleem is. Hoorie maar, het ek iets gemis? Is daar een of ander leerstelling wat ek nie verstaan nie? Is daar een of ander projek wat ek moet by betrokke wees, wat ek nie van weet nie? Is daar een of ander reël wat ek oortree het, wat ek nie van weet nie? Wat is dit? So baie van ons wil ook partykeer dit baie akademies maak. En hy kom en hy benader dit akademies. Maar Jesus sê, mense sê, hulle probleem baie met Christendom en om 'n verhouding met Jesus te hê is dat, hoorie maar, hoe kan jy 'n God lief hê wat as 'n liefdevolle God mense dan straf? Hoe kan jy Christendom so eksklusief maak, maar dat dit al die ander godsdienstige oefeninge uitsluit? Ek is 'n moderne persoon en ek glo nie somme in wonderwerke nie. Of dalk is dit bietjie minder akademies. Dalk sê hoorie maar, my probleem is dat ek hierdie gewoonte wat ek saam met my vat, wat ek net nie kan of dalk wil breek nie. Wat net so saam en deel van my is. Ek kan dit nie laat gaan nie. Toe Markus oor hierdie storie skryf, in die woord, sit hy vir my ietsie by, wat so mooi is. Hy sê, Jesus het na hom gekyk, en hy het hom innig lief gehad. Hy het hom lief gehad, terwyl hy vir hom kyk. En hy weet die situasie waarna hy is, en hy sê vir hom, vat jou goed, gaan verkoop dit, gee dit weg, en kom terug na my toe. As Jesus na hom gekyk het, en hy weet, en hy het hom lief gehad, wat beteken dit? Hy het nie net na hom gekyk en gesien wie hy is, hoe hy lyk nie. Jesus het gekyk na sy hart, hy het gekyk na sy siel. Jesus het geweet dat dit wat hy nou vir hom gaan sê, gaan hom seer maak. Maar Jesus wou ook gehad het dat hy moet die werklike issue wat hy in sy lewe het raak sien.
Dat hy die regte probleem sien wat hy eintlik het en dit aanspreek. Dat hy nie ietsie aan die buitekant probeer regmaak of die stof afskit of om ietsie mooi te probeer maak nie. Hy kom en hy spreek die fout wat in die fondasie is, daai belangrike fout, kom Jesus en hy spreek dit aan, hy sien die regte probleem. Hy sien die regte ding wat besig is om daai jong man eintlik bietjie stadig maar seker te vernietig en hy sê vir hom, jy moet al jou geld weggee. Ek het gesê ons gaan nie vanoggend net oor geld praat nie, maar daar's niemand anders in die Bybel wat gevra word om alles so weg te gee nie. Daar's nie 'n reël wat sê dat Christene, as jy Jesus volg, dat jy alles moet weggee, al jou geld moet weggee en in volledig armoede leef nie. Moenie worry nie. Maar Jesus gee vir hierdie jong man 'n drastiese opdrag, 'n drastiese maatstaf. En dis vir my so, dis vir my presies dieselfde manier hoe jy iemand sal hanteer wat 'n verslawing het. Of hy nou 'n alkoholist is en of hy nou dobbel, Jesus kom en hy tree drasties met hom op. Want dit is waar die issue by hom was op die ou eind. Hy sê jou werklike probleem onder al die besware en klagtes is nooit daai probleem wat ons regtig eintlik dink wat dit is nie. Jesus kom heeltemal binne in ons lewe en ons situasie in en hy kom sê vir ons, hoorie maar, daar's 'n magstryd in jou hart en dit moet aangespreek word. Verstaan julle nou hoekom ek sê hierdie preek het my bietjie geboelie? Want daar's 'n magstryd in ons hart en dit moet aangespreek word. Jesus kom na Abraham toe en hy sê ek wil hê jy moet jou seun vat. Jou enigste seun en hom offer as 'n brandoffer. Hy kom na die ryk jong man toe en hy sê jy moet al jou geld weggee. Wat doen Jesus? Jesus kom en hy wys vir ons en hy maak dit eintlik net vir ons mooi duidelik dat Jesus wil jou drome hê. He wants the desires of your heart. Dit wat jy jou diepste drome, jou wense, dit wat jy wil hê. Jesus sê ek wil die belangrikste ding in jou lewe hê. Besef julle nou hoekom dit so ongemaklik kan raak, hoekom ons nou so 'n bietjie wil begin rondskuif in ons stoel? Daardie ding wat in jou lewe krag en vreugde gee, wat nie hy is nie. Totdat jy dit nie aan Jesus gaan gee nie, gaan jy nie werklik die lewe kan ervaar en smaak en geniet nie. Enigiets wat jy besluit, hoorie maar, dit gaan my lewe vreugde gee en krag gee, sonder God, word eintlik maar so 'n bietjie van 'n monster wat jou begin dryf en stadig maar seker neem dit jou so 'n bietjie oor. Jesus kom vanoggend en hy sê vir my en jou dieselfde ding. En hy kom sê dit vir my ook terwyl ek voorberei en hy sê vir my, ek weet dit gaan jou seermaak. Maar ek het jou lief. Die rede hoekom ek dit sê, is dat hoe jy dink 'n lewe van krag en vreugde kan hê sonder God, jy kan nie. Ons moet daai ding wat ons in God se plek het in ons lewens doodmaak, voordat dit ons geestelik doodmaak. Sodat ons bereid sal wees om van enigiets afstand te doen, wat belangriker as God in jou lewe is. Om bereid te wees om weg te stap en hom te laat besluit hoe ryk jy gaan wees, hoe gemaklik jy gaan wees, hoe effektief jy gaan wees. Dis waar 'n leefwyse saam met God gaan. Of dit nou geld of sukses of jou diepste droom of jou werk of jou kinders is, maak nie saak wat dit is nie. Jesus kom en hy sê vir jou, ek wil dit hê. Ek soek dit. Dit staan in my plek in jou hart. Ek soek dit. Jou gemak. Ons is baie gemaklik. Jou tyd. Jou TV. Wat jou tyd steel om jou verhouding met God te voed, wat jy so afskeep. Jou kinders, hoe moeilik dit ook al mag klink. Enige iets kan daai afgod word in ons hart. Jesus kom en sê, hoorie, ek kort daai ding. En wat is dit? Dit bring ons by ons 4de punt. Na daai moeilike punt. En Jesus kom en hy sê vir hom, ja, jy kort een ding, maar wat is dit? Hy sê vir hom, jy kort nie eintlik
Dis nie eintlik nodig vir jou om jou geld weg te gee nie. Dis nie eintlik waar dit gaan nie. Hy kom en hy sê vir hom, jy kort 'n skat in die hemel. Jy kort 'n skat in die hemel. En die rede hoekom hierdie jong man eintlik hierdie hele gesprek van Jesus eintlik mis en bedroef en innerlik gebreek weggaan, is omdat hy nie skat in die hemel verstaan nie. Jesus sê, jy moet my eerste sit. Dis die enigste manier hoe ons ooit skatte in die hemel gaan kry, maar wat is daai skatte? Wat is daai skat in die hemel? En dit beteken vir my twee dinge. Die eerste een is om te beteken en te sien dat hy ons skat in die hemel is. Wat Jesus eintlik regtig daar vir die jong man en vir ons sê, is dat hoorie so, ek wil hê jy moet alles weggee, maar dit beteken dat ek wil hê jy moet insien, dat as jy vir my het, as jy vir Jesus het, dan is jy ryk, dan het jy alles, dan maak dit nie saak wat verder eintlik regtig aangaan nie. Of jy nou baie geld het, en of jy nou baie tyd het, en of jy nou 'n groot TV of 'n klein TV het, of jy nou 'n vakansiehuis het, of jy nou nie 'n vakansiehuis het nie. As jy my het jy alles. Jesus sê vir die jong man, hy sê, jong man, ek weet jy dalk die meeste grond in hierdie hele distrik, maar niks daarvan vergelyk met my vergifnis en my genade nie. So sê Jesus vir hom, of Jesus se geregtigheid nie. Niks kan vergelyk met om aangeneem te word in die familie van God en om deel te word van sy koninkryk en actually te kan kyk en te sê, Vader, ek is u kind. Dat jy besef van hy is jou pa. Dat jy is syne, dat jou identiteit gevestig word in hom. Niks kan daarmee vergelyk nie, want diewe kan kom en hulle kan jou goed steel. Roes kan jou kar opvreet en motte kan kom en hulle kan jou klere opvreet wat jy, ek weet nie, dierwinkels, wat sit, Zara en H&M koop. Maar wat Jesus kom, wat hy vir jou gee, is permanent. Iets wat hy vir jou gee wat niemand by jou kan wegvat nie. Dit is permanent. En jy sien dat dit nie net dat hy nie net alleen goed is nie, maar dat as Jesus jou verlosser is, dat jy op hom staat maak en op hom jou vertroue plaas, want dan maak jy eintlik staat op die plek wat Jesus het voor God. En as God na jou kyk hy deur Jesus na jou en hy verklaar jou goed genoeg. Hoe daai is vir my, is dit nie die beste ding om ooit te besef nie. Want dit maak nie saak oor wie ons is of wat ons gedoen het nie. Maar as ons by hom kom en ons maak ons saak met hom reg en ons ontvang sy vry verniet gawe van genade en dit verander wie ons is, dan kyk Jesus na ons. Kyk God na ons deur Jesus. Dit is asof hy 'n bril opsit. En hy verklaar ons goed genoeg vir dit wat Jesus gedoen het. Ons word goed genoeg verklaar in hom. Ons sal sien dat daai skat, daai treasure, daai dit wat ons nodig het, is Jesus. Dat hy is ons geregtigheid. Hy staan in ons plek voor God. Daar waar ons eintlik moes gestaan het, daar het Jesus gaan staan. Hy verklaar ons goed genoeg. Sorry, dit is my eerste keer. Maar hier kom 'n groot sin. As jy dit raak sien, en as jy dit besef, dan verander dit jou gesindheid teenoor alles. Geld is belangrik, maar dan is dit nie meer vir jou kosbaar nie. Jou gemak is dalk belangrik, maar dit is nie vir jou kosbaar nie. Want jy besef dat niks kan vergelyk met die skat wat ek in die hemel het nie. Want geen som geld gaan jou ooit goed genoeg verklaar voor die Here nie. Geen werkskedule waar jy so baie werk en dit so hard probeer verdien, gaan jou goed genoeg verklaar voor die Here nie. Net Jesus kan. Ons sal besef dat niks kan vergelyk met ons skat wat ons in die hemel het nie. Ons is vry van bekommernis. Ons is vry van gierigheid. Ons is vry van jaloesie. Ons is vry om vrygewig te raak en om selfs by 'n punt te kom as jy wil om, en die Here sê dit vir jou om alles weg te gee. Want jy besef dat hierdie is nie waar dit gaan nie. Maar my skat is in die hemel. Jou waarde is as gevolg van hom en dit wat hy vir ons gedoen het. Maar dis nie die laaste ding nie. Die laaste ding is dat ons ook moet verstaan, is dat wanneer jou skat in die hemel is, dan sal jy sien as hy jou skat is, dan is jy ook sy skat.
Daai is so amazing. As hy jou skat is, dan is jy ook sy skat. Toe Jesus die disippels uitstuur, kom hulle terug en hulle sê, hoorie maar, ons het demone uitgedryf, ons het wonderwerke gedoen. Ek dink soos, hulle is so excited om vir Jesus te vertel van al hierdie amazing goed wat hulle gedoen het. En wat kom Jesus? Is asof hy koue water oor hulle uitgooi en hy sê vir hulle, hoorie maar, moenie bly wees, omdat demone onder julle onderwerp het nie, maar wees bly, omdat julle naam opgeskryf is in die hemel. Hulle doen wonderwerke, hulle dryf duiwels uit, hulle gooi demone uit, en Jesus kom en hy sê iets vir hulle, wat hy vir my en jou vanoggend ook kan sê, en hy sê, moenie bly wees daaroor nie, wees bly, omdat jou naam opgeskryf is in die boek van die hemel. Jesaja 49 sê dit so mooi, waar God sê, hy sê vir Israel, hy sê, kyk, ek het jou naam op my palm gegrafeer. Dat as Jesus na sy hande kyk, dan sien jy, nie net dit wat hy vir jou gedoen het aan die kruis nie, hy sien jou naam. Jou naam is geskryf op sy palm. God sê, as Jesus my seun, as jy hom jou skat maak, dan maak ek jou my skat. En wanneer ek na jou kyk, dan sien ek hom. Ek regverdig jou deur Christus. Ek het 'n teer, innige liefde vir jou. Ek kyk met welbehae na jou. God kyk na jou op die manier wat elke kind en elke mens droom hulle ouer na hulle kyk. Daai trots, daai aanvaarding, daai veilige plek, net daai, ek is trots op jou, ek is lief vir jou, dis hoe God na ons kyk. Besef jy die waarde, die onskatbare waarde daarvan? Dis hoekom Jesus vir hom kon gesê, doorie, maar vat al jou goed, gaan verkoop dit, gaan gee dit weg, want dit maak niks saak nie. En besef hierdie groot skat, hierdie groot waarheid wat jy kan kry, as jy dit het in my. Daai is vir my die amazingste gedagte, net om dit te kan begryp, dat Jesus dit vir hom sê. Sal jy nie dalk net sien, dat die vryheid kom eers regtig, wanneer jy sal besef, dat as jy Jesus het, dan is jy waarlik vry. Hy sit jou vry, jy's vry, jy's ryk, jy's 'n kind van God, jy's 'n seun, jy's 'n dogter, jy's in sy koninkryk, en hy's lief vir jou, lief vir jou. As jy na hom toe kom, al maak dit jou hartseer, al maak dit jou ongemaklik, al is dit bietjie seer, jy moet besef, hy het jou werklik lief. En al hoekom dit seer en eina en nie lekker is nie, is soort hy ons kan louter en suiwer kan maak, soos die woord sê, soos goud deur vuur gelouter word. Die jong man het gedink hy het rykdom as gevolg van al sy besittings, sy geld en sy eiendom, maar hy mis so bietjie die waarde wat in hom is as gevolg van dit wat Jesus vir hom gedoen het, en hoe lief God vir hom is. En die woorde wat my altyd so tref, en ek gaan met hierdie afsluit, is, you are worth Jesus to God. Dat God nie sy eie seun gespaar het vir ons nie, moet vir jou iets sê. En mag hy ons vanoggend uitdaag, soos hy my uitgedaag het ook, om vir my te vra, Rassie, wat is in jou hart, waar ek eintlik moet wees? Jou gemak, jou routine, jou toekoms, jou drome, jou verhoudings, wat is in jou hart, waar ek eintlik moet wees? Dat ons by 'n punt sal kom, dat ons sal besef en sal sê, Vader, ons het U uit ons het goed toegelaat in ons hart, en onthou, dis nie altyd sonde nie, maar is iets wat God se plek omvat in ons hart. En onthou, Jesus dra nie doekies om nie, maar hy staan met deurboorde hande, en hy kom sê vir jou, ek het jou lief, ek is lief vir jou. My laaste vraag vanoggend aan jou is, het jy 'n skat in die hemel? Is jy deel van sy koninkryk? Het jy al by daai punt gekom wat jy sê, Vader, ek maak nie saak wat ek gedoen het nie. Maak nie saak wie ek is nie. Maak nie saak van my drome nie. Ek aanvaar die vrye, verniet geskenk van genade as gevolg van dit wat Jesus vir my in die kruis gedoen het. Daai ontploffing verander en 'n nuwe lewe begin saam met God. Want wat sê die woord? Kyk, hy wat in Christus is 'n nuwe skepsel. Amen. Kom ons sluit die oë en ons bid saam.
Vader, dankie vir hierdie groot, amazing, wonderlike woord, Vader. Dankie dat ons kan besef dat, Here, ons word goed genoeg verklaar as gevolg van dit wat U vir ons gedoen het. Dat dit maak nie saak wie ons is of hoe sleg ons dink ons is en al die foute wat ons al gemaak het, die Vader, as ons na U toe kom en ons gee ons lewe vir U en ons maak ons saak met U reg en ons aanvaar die geskenk van 'n genade, verklaar U ons goed genoeg, Vader. Here, ek wil vra dat U met ons harte sal deursoek, dat ons sal kyk dat daar nie iets in ons harte is wat in die plek is van U nie, Here. Dat ons nie te gemaklik of te ryk of iets te probeer wees in plaas van om aan ons verhouding met U te werk en U die middelpunt van ons wese te maak, Vader. Dankie vir wie U is, dankie dat U lief is vir ons, dankie vir hierdie groot geskenk van genade wat U vir ons gee. Maar ek wil vra dat U elke persoon wat hier is vanoggend sal seën, dat U met hulle sal wees deur hierdie week, dat U hulle sal so motiveer en so aan die brand sal steek, dat hulle so opgewonde sal wees om hierdie groot geskenk wat ons gekry het, verniet gekry het, hierdie skat wat ons in die hemel het, dat ons dit met ander mense daar buite sal deel, met dieselfde opgewondenheid, Vader. Dat ons net sal besef, dat ons is U, die werkstuk in U hande, Vader. Ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Rassie, baie dankie vir die woord. Vriende, gaan nie nooi om saam met ons te staan en dan sing ons so I'll shout out your name from the rooftops, I proclaim. Van alles wat ek op kan staan, sal ek uitroep dat Christus my koning is. Kom ons staan en dan sing ons dit heerlik saam. Dankie, Rassie.
Gemeente, ontvang so die vrede en die guns en die seën van ons wonderlike hemelse Vader. Hy het jou so hoog geag, so belangrik geag, dat hy sy seun vir jou gegee het. Gaan met hierdie vrede van ons koning Jesus en die Heilige Gees wat saam met ons gaan, elke tree, om ons te lei en te leer op hierdie pad. Mag die Here u seën met vrede. Amen. Mooi dag verder. Sien jou by die Kersdiens.